Hoe om te wag op die Here in swaar tye? Hoekom laat God my wag? Hoe wag 'n mens op die Here in onseker seisoene? Kan ek God vertrou terwyl ek wag? Wat gaan aan? Ek smeek dan die Here vir sy ingryping en hy sê en doen niks. Dit voel vir my of ek word in 'n lyntjie gehou. Hoe lank moet ek nog wag voor die Here iets gaan doen? Kan jy nog verlede week se preek onthou? Jakobus het baie reguit en pad langs gepraat met die gierige rykaards van sy tyd. Hy het gepraat van 'n dag van slagting wat gaan kom, maar vandag se gedeelte bied hy meer vertroosting en aanmoediging aan. Hy maak as ware die sirkel toe, deur terug te gaan na die boodskap wat hy in die eerste hoofstuk gelewer het. Dan die Jakobus 1 staan daar geskryf: My liewe mede-Christene, wees opgewonde as julle geloof by elke geleentheid getoets word. Julle weet mos hoe goed dit vir julle geestelike lewe kan wees. Die slegte dinge wat met julle gebeur, toets of julle werklik die Here vertrou. As dit met julle sleg gaan, leer julle juis om nader aan die Here te leef. Julle moet die Here toelaat om julle deur hierdie dinge te leer, wat dit beteken om altyd net op hom te vertrou, kom wat wil. So sal julle geestelike groot mense word, wat weet hoe om in elke situasie reg op te tree. Jakobus het hierdie tema dwars deur sy brief herhaal. Hy het verstaan dat gelowiges deur allerlei swaar kry en toetse sal gaan. Maar as ons getrou sou bly tot op die einde van die resies, sal ons geloof sterker word. Om in 'n resies deel te neem is ietwat van 'n verwarrende affære. Jy staan daar met 'n mengsel van mense waarvan party nie kan wag om weg te spring nie. Dis asof hulle leef vir die pyn en lyding. Anders staan weer daar en wonder wat op aarde hulle besiel het om hoegenaamd deel te neem. Party van julle het al deelgeneem aan 'n sogenaamde vanrun, so asof dit pret behoort te wees om te hyg na asem, te strompel oor jou voete en allerlei pyne te beleef. Vir die atlete onder ons is dit dalk pret, maar vir die meeste van ons is daar maar min vreugde daarin om iewers heen te hardloop sonder dat iets ons jaag. Vir party van ons gaan dit oor die medaljes en bekers, verander oor die selfie foto wat jy op Facebook kan sit om ander mense mee te beïndruk. Jare gelede het ek besluit om 'n 5 km vanrun te gaan doen in Istanbul. Ek was nie atleet nie, maar het gedink dat 5 km daarom nie so ver is nie. Ek sal dit daarom seker oorleef. Honderde mense het opgedaag in die woude naby Istanbul vir hierdie gebeurtenis en ek het selfs 2 tieners saamgevat vir hierdie wedren. Toe die skoot klap het almal weggespring en vinnig deur die woud begin hardloop op die kronkelpaadjie. Sommer gou het my asem gejaag. Ek het agtergekom dat ek nie so fiks is as wat ek gedink het ek is nie. En het begin hyg soos 'n stoomlokomotief met te min steenkool. Die tieners het hulle self mooi ingehou om by te bly by die oom, maar ek kon sien hulle was soos resiesperde wat trippelend hulle self ingehou het. Een na die ander atleet het ons verbygesteek, terwyl my tree al kleiner word en my strompeling al groter. Ek stel die tieners vry om vooruit te hardloop en solank die wenpaal te gaan soek. Ek sal hulle inhaal van agteraf. Hulle spring weg asof hulle uitgerus was en verdwyn tussen die bome. Nog mense steek my verby terwyl my hart in my ore klop, my asem jaag en ek skaars het regkry om my voete op koers te hou. Ek was doodmoeg en die helfte van die roete was nog nie eens in sig nie. Met tunnelvisie het ek gekonsentreer om net my een voet voor die volgende een te sit. En heeltemal vergeet van die pragtige woud waarin ek gedraf het. Terwyl ek so uit asem gestrompel het deur die woud, kon ek fokus op 2 dinge. Eers moes ek onthou dat daar 'n einde aan die resies is. Dis net 5 km. Op een of ander stadium sal die wenpaal binne sig kom en die marteling einde kry. Tweedens moes ek fokus op 1 tree op 'n slag, om my voete nog 'n tree vorentoe te sit. Ek het nie meer vir my bekommer oor almal wat my verbygesteek het en voor my was nie. Ek het eerder gefokus op aanhou en uithou. Toe ek by die eindpunt aankom, na 1000 jaar, staan die tieners daar rond met roomhuise in die hand, totaal uitgerus en reg vir nog 'n ronde. Ek kon omtrent my oë nie glo nie. Hulle het die drafie geniet, terwyl ek vir amper 'n week lank daarna nie reguit kon loop nie. Op dieselfde manier vertel Jakobus vir ons dat die Christelike lewe soos 'n lang resies sal wees. Daar is nie kort paaie nie, dit gaan nie maklik wees nie. Die beloning is ook nie 'n t-shirt nie. Ons moet egter onthou dat daar is 'n einde in sig, terwyl ons moet fokus op dit wat God reg nou in ons doen. Die Here kom.
Daardie wete behoort vir ons genoeg motivering te gee om aan te hou. Party van ons ervaar egter dat ons sukkel met die resies. Dis asof ons baie dinge uit die verlede saamsleep wat ons spoed breek. Dinge soos bekommernisse, wraakgedagtes, skuldgevoelens, skandes, goeters wat ons aandag gedurig aftrek. Sonder die vermoë om soos dooie gewig ons al stadiger in die resies te maak. Maar dit is nie nodig om dit alles saam te sleep deur die lewe nie. Met Jesus se hulp kan jy ontslae raak daarvan, totdat jy die wenpaal kan haal. Hoeveel keer het jy die laaste jaar moes wag vir iets? Blykbaar wag 'n mens omtrent 1/3 van jou wakkertye vir iets. Jy mag dalk in 'n tou staan, of wag by die dokter se spreekkamer, of wag op iemand om jou terug te bel. Of jy wag vir toetsuitslae, of jy wag vir 'n antwoord vanaf 'n vriend. Mense wat in stede woon spandeer 'n ongelooflike groot deel van hulle dag op die pad. Party mense hier spandeer omtrent 3 ure per dag op die pad, net om by die werk en terug te kom. Die meeste van ons sal enigiets doen behalwe om te moet wag vir iets. Party van ons sal selfs die verkeerde ding doen, eerder as om te moet wag. Die meeste van die lewe gaan egter oor wag. Jy wag vir 'n afspraak om 'n dokter te sien te kry. Jy wag om te gradueer. Jy wag om aanvaar te word deur die universiteit. Of jy wag om 'n aanbod te ontvang vir 'n werk, nadat jy hoeveel keer aansoek gedoen het. Jy wag jou beurt af. Jy wag vir die regte tyd om met 'n familie te begin. Jy wag vir jou toetsuitslae. Jy wag vir jou geliefdes om tot bekering te kom en vir Jesus eerste in hulle lewens te stel. Jy wag vir die Here om die regte man of vrou in jou lewe in te bring. Jy wag om uit te vind wat God se wil vir jou lewe is. Jy wag op iemand om jou huis of jou kar te koop. Jy wag vir jou gebede om tog beantwoord te word. Jy wag vir jou wederhelf of familie om van die werk af terug te kom. Jy wag vir jou kind om terug te kom na die Here. Om te wag is een van die swaarste dele van die Christelike lewe. Duisende mense doen veel eerder iets as om te wag. Ek sal eerder ompad ry of in die nagtelike ure terugkom na die petrolstasie as om in 'n tou te val en te wag vir 'n beurt om nou petrol in te gooi. Om in 'n tou te staan en te wag is vir baie van ons 'n daaglikse ervaring en oefening in geduld. Ons sukkel daarmee, want iets in ons hou nie van wag nie. I know it's wrong, I'm just waiting for the autocorrect, verduidelik die kind aan sy wiskundejuffrou, toe hy vir 'n lang ruk voor die swart bord staan en wag. Your call is very important to us, so please continue to hold. Die meeste van ons doen nie te goed met wag nie. Dit irriteer ons en laat ons magteloos en uitgelewer voel. Ons dink wag is niks meer as 'n passiewe aanvaarding van ons lot nie. Gegee ons omstandighede, gooi ons maklik ons hande in die lug op in wanhoop en loop eerder weg. Ons wag nie vir die Here nie, want ons dink dat om te wag beteken om op te gee. Maar dit wys maar net hoe min ons die Bybel verstaan, of die Here se plan met ons lewens verstaan. Vanuit 'n Bybelse perspektief is wag nie passief nie, dis die mees proaktiewe ding wat ons kan doen. Om te wag op die Here beteken om uit die pad te kom, sodat hy iets kan doen. Toe Jesus voor sy aanklaers gestaan het hy hulle nie teruggekry nie. As jy dink is maklik om stil te bly te midde van sulke valse aanklagte, is dit maar net omdat jy dit nog nie oorgekom het in jou lewe nie. Met dit as agtergrond kyk ons vandag na Jakobus wat vir ons 3 maniere wys hoe ons kan wag wanneer swaar tye ons tref. Onthou hy skryf vir die gelowiges in die eerste plek van die eerste eeu. Hulle was arme mense, hulle het gesukkel, hulle is vervolg, hulle is versprei oor die hele Romeinse ryk, hulle is uitgebuit, daar is vir hulle gelieg, hulle is mishandel, hulle is sleg behandel, hulle is vervolg. Daar is teenoor hulle gediskrimineer. Hulle het geworstel met al die dinge wat gesê word en teen hulle gesê word. Ryk boere het hulle uitgebuit, hulle arbeid gesteel sonder betaling, hulle geld gevat en weggeloop terwyl hulle lag. Hulle was uitgelewer aan die genade van die rykes wat weggekom het met moord en daar was niks wat hulle daaraan kon doen nie. Wat doen 'n Christen as jy uitgebuit word of 'n rad voor die oë gedraai word? Hoe reageer jy op 'n goddelike manier as jy mishandel word? Hoe behou jy jou geloof as swaar tye soos branders oor jou spoel sonder enige einde in sig? Jakobus sê dat ons moet leer om te wag op die Here. Die kernwoord is leer om te wag. Om te wag is nie maklik vir die meeste van ons nie. Niemand van ons hou daarvan om te wag
terwyl ons geliefdes ly of swaar kry nie, of wanneer hy ingeloop of bedrieg word nie. Tog is dit wat ons moet doen. Ons moet leer. Waiting means you don't give in to fear. Instead, you trust in a certainty of God's faithfulness and love. Die lewe is nie regverdig nie. Wanneer daardie onregverdigheid ons tref en met ons gebeur, wil ons uitroep, hey, dis nie reg nie, ek het nie gevra daarvoor nie. Wat doen ons dan? Jakobus wys vir ons 3 maniere hoe ons kan leer om te wag, wanneer swaar tye ons voete onder ons uitslaan. Die eerste een, wag met verwagting. Die eerste manier wat Jakobus noem is om met 'n verwagting te wag vir die Here se ingrype. Verwagting is 'n wete dat iets gaan gebeur. Jy is op die uitkyk na 'n verandering. Dis dikwels iets buite jou beheer. Jakobus 5 vers 7, hou moed, my vriende, tot die Here terugkom. Soos 'n goeie boer moet julle nie dinge wil aanjaag nie. 'n Boer wag geduldig tot die oes vol op die lande staan. Hy wag maar vir die reën om te kom, van dit aan die begin van die seisoen begin val, totdat die laaste druppel klaar geval het aan die einde van die seisoen. Julle moet die geduld van daardie boer hê, moenie dat iets julle van stryk bring nie. Die Here is op pad na ons toe. 2020 vertaling sê, wees geduldig broers, tot met die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag met geduld op die ware volopbrengs van die aarde, tot die vroeë en laat reëns geval het. Wees dan geduldig, staal julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Jakobus gebruik 'n boer as sy objek les. Om 'n boer te wees was 'n goeie beroep. Ons sou nie kos gehad het om te eet as daar nie boere was wat vrugte en groente verbou het en spanne skape en beeste versorg het nie. Om te boer is harde werk. Dis seker hoekom daar nie baie mense is wat vandag nog wil boer nie. Vandag se boer moet baie veelsidige vermoëns hê. Hy moet 'n ekonoom wees, 'n finansier, 'n besigheidsman, 'n rekenaardeskundige. En dis nog voor hy uitkom by dinge soos oes te groei en sorg vir diere. Die boer het 'n ekstra dosis geduld nodig, want 'n ongeduldige boer sal maklik bankrot gaan. Jakobus wil hê ons moet dink aan 'n boer wat vol verwagting wag vir die vroeë reën in die lente en die laat reëns in die herfs. Hy ploeg die grond om, hy saai die saadjies, hy trek die onkruid uit en hy wag. Dis al wat hy kan doen. Hy kan nie die reëns vroeër laat kom nie en hy weet dat as hy wag, die reëns uiteindelik sal kom. Uiteindelik beteken nie vandag nie, en dalk nie môre of volgende week of volgende maand nie. Uiteindelik beteken dat vroeër of later sal dit waarvoor jy gewag het gebeur. Die reëns sal uiteindelik kom. As Jakobus dus sê wees geduldig, gebruik hy 'n woord wat soms vertaal kan word met langmoedig of long suffering. En as die probleem is dat niemand van ons hou om te ly of swaar te kry nie, ons wil nie deel hê daaraan nie. Ons sal hou van kortmoedigheid of short suffering. Maar langmoedigheid of long suffering, dis iemand anders. Soos iemand het raak gestel het, if you don't learn patience, you will learn long suffering. Die boer verduur droogtes, aanvalle van allerlei vreemde goggas, haalstorms, diere wat sy oeste opvreet of vertrap. Hy mag selfs aangeval word deur rowers wat in die nag sy diere kom steel. Maar die boer hou aan deur dit alles, omdat hy weet die reën sal éventueel uiteindelik kom. Die droogte sal nie vir altyd aanhou nie. Hy moet vasstaan gedurende die droogte deur homself daaraan te herinner dat die laat reëns uiteindelik tog sal kom. Die frase vasstaan kom van 'n woord wat onbeweeglik beteken. Dit beskryf 'n persoon wat so seker is omtrent die toekoms dat hy nie beweeg kan word deur die moeilikhede wat hy tans beleef nie. En daar is 'n wete dat die vrug gaan kom. Ek moet net wag. Ek moet leer om geduldig te wees. Paulus skryf vir die gelowiges in Rome die volgende woorde. Ek is van een saak oortuig. Al ons swaar kry weeg glad nie op teen die wonderlike lewe wat op ons wag in God se nuwe wêreld nie. Pas dit nou toe op ons houding tydens swaar tye, veral wanneer ons sleg behandel word. Ons moet onsself gedurig herinner daaraan dat Jesus weer kom. Maar die teks sê selfs meer as dit. Vers 8 noem dat die koms van Jesus sommer naby is. Een vertaling stel dit so, wees geduldig soos daardie boere en moenie opgee nie. Die Here sal spoedig hier wees. Daar word die storie vertel van 'n besigheidsman wat net gou iets by die kantoor moes gaan doen. Dis wat hy sy seun saam met hom.
Hy het sy seun gevra om te wag op die trappies van die kantoor, terwyl hy gou daar binne dit gaan doen wat hy moes doen. Spoedig het hy egter so opgeslurp geraak deur sy werk, dat hy skoon vergeet het van sy seun, wat buite vir hom sit en wag. Later die dag het hy die gebou deur 'n ander uitgang verlaat en huis toe gegaan. Toe sy familie daardie aand aansit vir aandete, was sy seun nie daar nie. Sy ma het bekommerd begin word en gewonder waar hy dan kan wees. Skielik onthou die pa waar hy sy seun gelos het. Hy jaag terug werk toe en daar vind hy sy seun moeg en honger, waar hy nog steeds op die trappies wag soos hy beveel is. Ek het geweet jy sou kom, papa, het hy gesê. Jy het gesê jy sou. Intussen het 2000 jaar verbygegaan sedert Jesus opgevaar het hemel toe. 'n Party van God se kinders begin voel ook moeg en honger. Ons wonder hoekom Jesus nog nie teruggekom het nie. Miskien het hy van ons vergeet, miskien het hy ander planne gemaak. As jy voel soos daardie seun wat wag op die trappies, skep moed. Dis 'n lang tyd wat verby is volgens ons standaarde, maar hy is maar nog weg vir 2 dae volgens 'n hemelse perspektief. Vir die Here is 1 dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. Hy het gesê dat hy gaan terugkom en hy sal. Moenie vrees nie, hou aan glo. God het nie van jou vergeet nie. Spoedig sal Jesus terugkeer soos hy gesê het. Hoe moet ons wag tydens sulke swaar, harde tye? Ons wag met verwagting. Jesus kom weer en wanneer hy terugkom, sal hy alle dinge regmaak. Tweedens, wag sonder om te kla. Dalk is dit 'n waarskuwing wat ons almal nodig het. Wanneer jy moeg is, wanneer jy bang is, wanneer jy kwaad is, pas op wat by jou mond uitkom. Wanneer dit voel of jy in 'n hoek vasgekeer is, wanneer die lewe in duie stort rondom jou, wanneer vir jou voel of jy verraai word en aangeval word en mishandel word of teenoor gelieg word, wanneer jou wêreld onderste bo is, pas op wat by jou mond uitkom. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Die regter staan al voor die deur. En liewe mede-Christene, moenie oor mekaar kla en stories oor mekaar aandra nie. Dit kan in God se oë tot julle nadeel wees. En die Here wat uiteindelik 'n goeie of slegte oordeel oor julle lewe sal moet uitspreek, kan enige oomblik kom. Die woord wat ons vertaal met kla, beteken om te sug of te kreun. Dis wat jy doen wanneer jy keelvol is, net mooi genoeg gehad het, en voel asof jy dit nie niks meer kan vat nie. Jou gees is dun gerek, jou binnekant sug, jou kreune kan gehoor word, jy brom binnensmonds, jy begin te kla teenoor die Here en teenoor jou broers en jou susters in die Here. Jakobus maak dit baie duidelik, moenie kla oor mekaar nie. As jy begin kla oor mense, is jy besig om ongehoorsaam te wees aan die woord van God. Ons ken dit, want ons het alself by die Here gekla oor mense. Here, wat van so en so? Hulle het meer geld as ek. Hulle huwelik lyk meer gelukkig as myne. Hulle het perfekte kinders. Hulle behandel my nie reg nie. Hulle kyk na my op die verkeerde manier. Hulle respekteer my nie. Ter ander mense aan die mense wat gekla het om aan die dominee voorgestel het dat hulle die boek Numeri moet bestudeer. Why study the book Numbers? 36 chapters of self-centered people who whined every time they didn't get their way. Give us something relevant, kerm die mense. Die ou bieg teenoor sy beraader. Ek is so pessimisties, selfs my bloedgroep is negatief. Wanneer jy moeg en bang en kwaad is dit baie maklik om hyperkrities te raak oor die mense wat jou die meeste lief het. Vreemd hoe dit werk, né? As ons in die straat so afloop en iemand wat ons nie ken nie, slinger een of ander belediging na ons kant toe, lag ons dit af en gaan aan. Their criticism of me was so intense I could feel my heat shield cracking, bieg die ou. Maar as jou wederhelft net een verkeerde ding sê of doen, of as jou kinders jou teen die mure uitdryf, of as jou vriende by die kerk nie optree soos jy verwag het nie, wat gebeur dan? Jy ontplof, jy raak briesend, jy sê iets baie doms en afbrekends. Jakobus sê, moenie kla oor mekaar nie, moenie ingee vir jou woede nie. Jou gekla kan jou huwelik verwoes, jou familie uit mekaar skeer en jou vriendskap met medegelowiges ruïneer. You're getting better, komplimenteer die man sy vrou, sy veerpyltjie gooi vermoëns. Soms is dit beter om stil te bly. In die plek daarvan moet ons goddelike liefde toelaat om 'n sweterjoel van oortredings en sondes te bedek. Want daar is baie wat dit nodig het.
Gewoonlik is dit nie die groot goed wat ons pootjie nie, maar die klein dingetjies, die klippie in die skoen, die irriterende gewoontetjies, die grappie wat nie snaaks was nie, die manier waarop iemand na jou gekyk het, die oortreding wat jou verkeerd opvryf, wat jou bybly. As jy soek vir redes om te kla oor iemand, gaan jy spoedig sommer baie kry. Selfs ons beste vriende laat ons soms in die steek. Jou wederhelft kan op jou senuwees werk dag en nag, en die kinders kan jou teen die mure uitdryf. So iets het jou seker nog daarom nooit oorgekom nie. Maar as jy al ooit gekla het oor jou broers en susters in die Here, is dit tyd om dit voor die Here te bely, dit dadelik stop te sit en daardie gedrag in die kiem te smoor. Kyk dan die rede wat Jakobus gee in vers 9. Moenie kla nie of jy sal veroordeel word. Oeps. Mense wat gedurig fout vind met ander, sal uitgevang word. Geestelike aasvoëls sal ontbloot word. Die kritiek wat jy uitspreek sal boemerang. Die een wat ander veroordeel, sal self veroordeel word. Die regter staan al by die deur. As jy so terugdink aan jou skooldae, sal jy seker onthou hoe dit was in die klas, voordat die onderwyser opgedaag het. Almal was in die praat en aan mok maak, totdat iemand uitroep, "Chips, daar kom die onnie." Skielik skarrel almal om op hulle stoele te kom en hulle self te gedra, sodat wanneer die onderwyser die klas betree, alles in orde lyk soos dit betaam. As die onderwyser naderkom, tree jy skielik reg op, of 6 van die bestes is jou voorland. Die onderwysers onder ons is seker al alles gesien. Wie is die regter wat kom? Jakobus praat van Jesus Christus. Ons is almal bekend met die prentjie van Christus wat by die deur staan, daaraan klop, en dan wag vir ons om die deur oop te maak. Dit staan geskryf in Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Dit is 'n pragtige prentjie van die Here wat buite staan en wag om in te kom, hy wil tyd saam met ons spandeer. Maar Jakobus teken vir ons die ander kant van daardie prentjie. Christus staan by die deur, en hy is gereed om in te kom en ons te oordeel. Hy sal persoonlik om afreken met ons kritiese gees, ons bitter woorde, al die innerlike gesug wat ons dink niemand anders gehoor het nie. Miskien is dit wat Johannes bedoel het toe hy gelowiges gewaarsku het om naby aan Christus te bly, sodat hulle nie hulle koppe in skaamte hoef te laat sak met sy terugkoms nie. En nou, liewe kinders, julle moet in hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie, en by sy wederkoms nie beskaamd voor hom sal staan nie. Ons is dalk gou om te kyk na die wederkoms van Jesus as 'n geseënde tyd, maar vergeet so bietjie dat dit ook 'n tyd van oordeel sal wees. 'n Tyd wat elke mens onder die vergrootglas geplaas gaan word. Wanneer ons staan voor Jesus as regter, sal al die waardelose dinge wat ons gedoen het, opgebrand word. Kyk mooi na die materiaal wat julle gebruik om te bou. Wanneer die Here gaan inspeksie kom hou, julle sal dit nie vir hom kan wegsteek as julle minderwaardige of afskietmateriaal gebruik het om die gebou van sy gemeente te bou nie. God sal vir hulle wat goed gebou het, 'n goeie beloning gee. Maar die mense wat sleg gebou het, sal op die dag wanneer die Here weer kom om hulle werk te inspekteer, baie spyt wees. Die Here sal hulle wel nie wegjaag nie, maar dit sal vir hulle net so goed wees asof hulle niks vir die Here gedoen het nie. Hulle sal met 'n bloedrooi gesig skaam agter in die ry moet gaan staan. Dit mag dalk nie 'n lekker oomblik vir ons wees nie, want almal van ons het dalk meer waardelose houtstrooi en stoppels gebruik as wat ons dink vir daardie bouwerk. Klaar sal verantwoording doen teenoor die Here, en hy sal nie enige verskonings aanvaar nie. So hier is 'n vraag om te bedink. Kan ek 'n sagte gees behou wanneer swaar tye my tref? Kan ek glimlag as hulle my in 'n brandende vuuroond gooi? En as ek nie kan glimlag nie, kan ek ten minste my mond hou en nie buiterig raak teenoor my geliefdes nie? Het ek dalk 'n kritiese, klaande gees? Niks verwoes Christelike eenheid vinniger as 'n klaande, kritiese gees nie. Hoe baie kerke en vriendskappe het nie al opgebreek as gevolg daarvan nie? Hoe baie goeie bedienings het nie al tot stilstand gekom nie? Hoe baie dienaars van die Here is nie al gewond deur hierdie agterbakse gekla en moddergooiery deur ander gelowiges nie? Miskien moet elkeen van ons vir ons die vraag afvra. Het ek dalk 'n klaande, kritiese gees?
Indien jy dit nie kan antwoord nie, is jy gereed om die mense rondom jou se opinie te vra en dit te hoor? Die derde manier van wag geduldig. Wanneer moeilike tye ons tref, moet ons eers met verwagting aanhou en dan sonder gekla. Maar Jakobus het nog uitdaging vir ons. Wag geduldig. Liewe broers en susters, die manne wat in die ou dae so getrou die woord van die Here aan almal vertel het, is vir ons 'n voorbeeld van mense wat nie moed verloor het nie. Hulle het soms baie swaar gekry, maar hulle het aangehou. Julle weet dat ons almal dink dat hulle regtig iets bereik het, omdat hulle nie van die Here se koers laat afbring het nie. Julle het mos gehoor van Job en wat die Here uiteindelik vir hom gedoen het. Dis 'n verhaal van hoe goed en vol liefde die Here regtig is. Ander vertaling sê, neem as voorbeeld van lyding en geduld, broers, die profete wat in die naam van die Here gepraat het. Kyk, ons beskou hulle wat volhard as gelukkig. Julle het gehoor van Job se volharding, en julle het die Here se einddoel met hom gesien, en dat die Here vol medelee en ontferming is. Partykeer lyk die oorwinning meer soos oorlewing, en oorlewing lyk soos oorwinning. Partykeer is die enigste ding wat ons kan doen om vas te byt, aan te hou, nie op te gee nie. Dis hoekom God diegene seën wat volhard. Die Here eer diegene wat aanhou glo, wanneer dit veel makliker is om maar die rug op hom te draai en weg te loop. Jy het dit al heel waarskynlik met jou gebedslewe beleef. Persevering in prayer is like rowing a boat upstream. If you do not persevere, you will be carried downstream by the current. Jakobus gebruik twee voorbeelde uit die Joodse geskiedenis, die profete en Job. Kyk nou die profete, sê Jakobus, hulle het in die naam van die Here gepraat. Maar wat het met hulle gebeur? As 'n groep is hulle aangeval, gekritiseer en verstoot. Dit lyk my as jy 'n Ou Testamentiese profeet was die kanse goed dat jy baie swaar sou kry. Meer as enigiemand anders. Hulle het 'n onpopulêre boodskap gehad wat afgelewer moes word aan moeilike hardkoppige mense onder moeilike omstandighede. Tog het hulle volhard en aangehou, omdat hulle die woord van God vertrou het. Hulle het uitgehou, want hulle het geweet dat God in beheer was, en hy was hulle gehoorsaamheid waardig. Die skrywer van die boek Hebreërs het aan hulle gedink toe hy praat oor die groot prys wat dit vir hulle gekos het om getrou te bly aan God. Hebreërs 11 vers 35. Dit het ook gebeur dat vroue wie se dierbares dood was, hulle weer lewendig teruggekry het. Maar daar was ook ander wat eerder gekies het om gemartel te word, as om onder sekere voorwaardes losgelaat te word. Hulle het daarna uitgesien om na die dood op te staan in 'n beter lewe by God. Party is uitgejou en geslaan, terwyl ander geboei in die tronk gegooi is. Die lysie word langer, van hulle is met klippe doodgegooi. Ander is in stukke gesaag of met swaarde doodgekap. Met partye het dit so sleg gegaan dat hulle net 'n skaap of bokvelletjie gehad het om aan te trek. Hulle het nie eens behoorlik kos gehad om te eet nie. En waar hulle ook al gekom het mense hulle weggejaag en sleg behandel. Hulle het in die wildernis gaan bly en in grotte en gate weggekruip. Die wêreld het nie regtig besef wie hulle is nie, want dan sou hulle geweet het dat hierdie mense baie beter as hulle was. Wie is hierdie ander wat die skrywer van praat? Dit was manne en vroue wat nie die knie voor Baal gebuig het nie. Hulle was die Sadrags, Mesachs en Abednego's wat nie wou kniel voor die goue beeld van Nebukadnesar nie. Hierdie ander is al die heiliges deur die eeue wat geloof in God gesien het as meer waardevol as selfs die lewe. Hulle is vandag die gelowiges in Nigerië, Indië en China en hierdie land, wat op hierdie oomblik gemartel word, geslaan word, vervolg word, partykeer doodgemaak word, weens hulle onwrikbare geloof in Jesus. Jakobus noem nog 'n voorbeeld, Job, 'n regverdige man wie se siel getoets is deur branders van swaar kry, wat hom onverpoos getref het. Alhoewel hy platgeslaan was en ontmoedig was, het hy nooit sy geloof opgegee nie. Hy het geglo in die majesteit van God, die Almagtige. Selfs toe sy vrou by hom aandring om maar eerder vir God te vervloek en dan te sterwe, het hy gekies om eerder die naam van die Here te eer. Maar Jakobus herinner ons daaraan dat die uitkoms van Job se swaar kry goed was. Hoe die profete oorleef, hoe het Job oorleef, hoe sal ons oorleef? Hulle het oorleef omdat hulle geweet het wie God was. Alles in die lewe loop saam tot by een vraag.
Wat glo jy omtrent God? Watter soort God is hy? Hoe het hy homself aan ons openbaar in die Bybel? Jy mag dalk jou teologie in die sonskyn daar leer, maar jy sal uitvind wat jy regtig glo in die middernagtelike ure wanneer alles skeefloop. Job en die profete het in hulle swaar kry geweet dat God vol is van omgee en genade. Die 2020 vertaling praat van medelee en ontferming. Dis 'n Griekse frase wat net een keer in die Nuwe Testament gebruik word. Jy kan dit ook vertaal met uitermate omgee of vol van medelee. Job het geëindig met meer as waarmee hy begin het, maar hy moes deur 'n verskriklike tyd van toetsing gaan om dit te ontvang. Die profete het ook gelei in die naam van die Here. Partykeer het hulle beloning in hierdie lewe ontvang, maar dikwels het hulle dit eers in die hiernamaals gekry, toe hulle die Here van aangesig tot aangesig gesien het. Hoe sal ek vaar as swaar tye my tref? Het gaan alles afhang van my prentjie en siening van God. Is my God vol van medelee en omgee? Loop hy oor van ontferming vir my? Is dit die God wat ek leer ken het? Indien wel, mag ek dalk platgeslaan word deur omstandighede, maar ek sal nie plat bly nie, want die Here sal my optel, my red in die storm. Jakobus bied nie aan sy lesers maklike kits oplossingkies as 'n manier uit hulle moeilikhede nie. Hy sê nie, bid maar net hierdie gebedjie en al jou probleme sal verdwyn nie. Hy is veel te eerlik daarvoor. Hy weet dat die lewe nie altyd regverdig is nie. Life isn't fair. Partykeer is daar niks wat jy daaromtrent kan doen nie, maar jy kan wel beheer oor hoe jy daarop gaan reageer. As jy glo dat God in beheer van jou lewe is, en as jy glo dat die vyand niks in jou kan doen sonder God se toestemming nie, as jy glo dat God vol van medelee en omgee is, as jy glo dat Jesus spoedig weer gaan kom, dan sal jy 'n manier vind om uit te hou, om aan te hou, sonder om te kla, en sal jy vasstaan deur die genade van God. Jy mag dalk jouself tans bevind waar jy wag op die Here se ingryping. Wat kan jy doen? Moenie kla teenoor die Here nie, moenie paniekerig raak nie, moenie sake in eie hande neem nie. Doen jou plig elke dag soos wat God dit vir jou wys. Gee jou lewe oor aan die Here met die woorde, laat U wil in my lewe geskied. Selfs al lyk dit anders as wat ek wou gehad het. Wanneer jy wag op die Here, sê jy, ek weet die Here gaan hierdie situasie oplos. Ek weet nie hoe nie en ek weet nie wanneer nie, maar ek weet, hy gaan dit doen. Ek gaan nie ingee of oorgee nie, ek wag op hom. Die Here sal my sterk maak en my die genade gee om te volhard. My geloof gaan groei terwyl ek wag op die Here. Vertrou op die Here, selfs al laat hy jou wag. Die eindelike saak is nie jou probleme wat jou in die oë staar nie. Die eindelike saak is God. As God is wie hy sê hy is, dan het jy elke rede onder die son om aan te hou glo, wanneer swaar tye jou tref. Selfs wanneer jy nie kan verstaan wat die Here doen nie, of hoekom die Here nog nie ingegryp het nie, moenie opgee en weghardloop nie. Vertrou op hom. Jesaja 40 vers 31 sê, maar hulle wat op die Here vertrou, kry altyd weer krag. Hulle word soos 'n arend wat vlieg. Hulle hardloop en word nooit moeg nie. Hulle loop en raak nooit uitgeput nie. Psalm 27 vers 14 sê, wag op die Here, wees sterk en hou moed, ja, wag op die Here. Here, ons vaar gewoonlik nie so goed met wag soos 'n hond nie. Dis vir ons erg as ons bid en het voel of U nie ingryp of antwoord nie. Gee vir ons die vermoë om aan te hou en op U te vertrou. Skep in ons harte verwagting dat U iets besonders gaan doen. Help ons om nie te kla en te mor terwyl U nog besig is met die oplossing nie. Ons het meer van U geduld nodig, sodat ons geloof in U al sterker kan word. Amen.